Die volgende een waarmee ons moet werk is algebra. Nou julle sal hierdie een onthou die eienskappe van die uitdrukkings, waar jy die uitdrukking, onthou 'n uitdrukking is net 'n algebraiese som. Nou maar jy moet onthou wat word dit genoem? So jou mag word 'n graad genoem. Die veranderlike is die enige alfabet binne in die som. Jou koëffisiënt is die nommer voor die alfabet, voor die veranderlike. Jou konstante is 'n nommer wat alleen staan. En dan 'n teken, so 'n plus of 'n minus, skei dan vir jou die terme. So as ons nou byvoorbeeld moet vra hoeveel terme is hierso, sal jy sê daar's 1, 2 want daar's 'n plus tussenin. So dis 2 termes. Dan gaan ons nou kyk hierso. Nou onthou nou wat ons gesê het met algebra? Sokkies by sokkies. So kom ons kry die eerste sokkies. Daar's 'n 2 en daar's 'n 3. Nou onthou die simbool word saam met die nommer of die algebra of die veranderlike wat ook al, dit word saam met hom gesit. Ons kry gou net 'n ander kleur. Dan het ek minus 3x en daar het ek plus x. Onthou, x en x2 is mos nie dieselfde nie. Dit is dieselfde kleur sokkie, maar hy het meer lyntjies, so is nie dieselfde ding nie. En dan sommer dan wag, ek het hier 'n nommertjie vergeet. O nee, ek het nie. Okay. So 5x tot die mag 2 is dan daai en dan daar's minus x tot die mag 2. So nou gaan werk ek hom uit. 2 plus 3 is 5. Nou ek weet nog nie wat om volgende te skryf nie. Kom ons kyk eers. Minus 3x plus x. Onthou wanneer ek plus met algebra verander net die koëffisiënt, net die voorkant. So minus 3x plus x gee dan vir my minus 2x. Dan het ek x tot die mag 2, so ek het plus 5 minus x. So ek gaan dan hê plus. Hoekom plus? Want 5 minus 1, want daar is mos actually net 'n 1, daar staan mos 'n enetjie daar wat ek nie sien nie. So 5 minus die 1x gee net vir my 4. X tot die mag 2, maar dis 'n positiewe getal en dis hoekom ek 'n plus daar sit. Nou jy kan jouself aan die einde van die som double check. Ek het 4x2, ek het 3 kleure gehad, né? Ek het rooi en ek het ook 'n blou gehad. OK. Daar's 3 kleure oor. As jy begin met 3 kleure, moet jy mos met 3 kleure eindig. As daar minder kleure is, het jy fout gemaak. So nou vra ek byvoorbeeld vir jou, dit is hoe jy dan, as ek vir jou in 'n toets sê, vereenvoudig die uitdrukking. Dis presies wat jy gaan doen daarso. Jy moet hom vereenvoudig. As ek jou nou vra, wat is die hoogste graad? Ek gaan net so sê, hoogste graad. Ek gaan nou nie alles uitskryf nie. Hoogste graad hier binne, nou die graad is mos dan jou eksponente, so daar's mos 'n enetjie wat ek nog kan sien nie en daar's 'n 2. So my hoogste graad is 2. As ek vir jou vra, wat is die koëffisiënt van x? Nou, ek het nou vir jou gevra, wat is die koëffisiënt van x? Nou daar's 'n x en daar's 'n x, maar pas op, ek het net gesê x. Ek het nie gesê x tot die mag 2 nie. So dit is 2, maar weer eens, pas op, wat's voor hom? Daar's 'n minus. So jy kan nie vir my net gaan sê die koëffisiënt van x is 2 nie, jy moet vir my sê dis minus 2. Anders sê vir my is 'n positiewe 2 en ek gaan dit verkeerd maak. As ek vir jou gevra het, wat is die koëffisiënt van x tot die mag 2, dan het jy vir my gesê 4. Want dis 'n positiewe 4, so ek los hom net op 4. Nou vra ek vir jou, wat is die konstante in die uitdrukking? En dit is mos nou konstante, die nommer wat net alleen staan, so die konstante is 5. Jy moet hierdie uit jou kop uit ken, anders gaan jy nie hierdie vrae in 'n toets kan beantwoord nie. Ek gaan gou vir jou 'n paar voorbeelde gee, dan vir jou sê wat moet jy doen. Okay, so daar's nou vir jou 4 somme.
By elke som wil ek hê, moet jy vir my die beantwoord. Vereenvoudig die som. Wat is die grootste graad? Wat is die koëffisiënt van x? Dan by hierdie ene gee vir my die koëffisiënt van k. Hierso, kom ons los dit by x. Die koëffisiënt, né, want dit moet nou elke keer bietjie verander eintlik. En hierso gee vir my die koëffisiënt van y. So, wanneer jy by die koëffisiënt kom, gee my die koëffisiënt van x, gee my die koëffisiënt van k, gee my die koëffisiënt van weer x en dan van y, maar die res van die somme bly presies dieselfde. So julle kan dit dan vir my doen.